Jeremia 31 vers 15 en dan Mattheus 2 vers 18. Jeremia 31 15 en Mattheus 2 vers 18. Jeremiah 31 verse 15 and Matthew 2 verse 18. Ek lees vir die saam. Jeremia 31 vers 15. So sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama. Geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders. Sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Mattheus hoofstuk 2 vers 18. 'n stem is in Rama gehoor, 'n rouklag en geween en groot gekerm. Rachel beween haar kinders en wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie. Ek lees vir die Engelse Bybel uit. Jeremiah 31 verse 15. Ek sal moet 'n groter preekstoel kry. Jeremiah 31 verse 15. This is what the Lord says. A voice is heard in Ramah, mourning and great weeping. Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Matthew 2 verse 18. Matthew 2 verse 18. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning. Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Dis die woord van die Here. Kom ons prys hom vir die woord. Ek gaan ons suster Halen vra om vir ons die woord van die Here te seën. Ek kan maar sit, my sussie. Father, this morning we thank you for your word, Lord God. We thank you for your word that is sharper than a two-edged sword this morning, Father God. Father, penetrating to the dividing line of flesh and bone this morning, Father. Your word is a lamp unto our feet and a light unto our path, Lord God. And I pray, Lord God, this morning that the eyes of our understanding will be enlightened, Lord God. Father, do that what you need us to hear this morning, Father God. Come, Lord God, and circumcise our ears this morning, Father, so that we can only hear your voice this morning in the mighty name of Jesus. And we pray, Lord God, that you will be glorified in Jesus' name. Amen. Laat my toe om kortliks met u te deel uit die woord van die Here uit. Die Kersfees storie rondom die geboorte van Christus is een van groot blydskap en groot vreugde. Ons verlosser, die saligmaker, die Messias, die een wat gebore is om die sonde van hierdie wêreld te kom vergewe. Hy kom in 'n menslike vorm. Hy neem die vorm van vlees aan. Die Bybel sê die woord het vlees kom word en tussen ons kom woon. Hy kom in 'n vleeslike vorm en hy word gebore in Bethlehem. 'n wonderlike gebeurtenis en dit is een waarna ons lank uit gesien het.
En wanneer 'n mens dink aan hierdie gebeurtenis, dan is dit 'n gebeurtenis wat die vreugde en die vrede van God in jou opwel. Dit is asof ons almal, wanneer ons na die Kersseisoen toe kom, dat ons die vreugde van hierdie seisoen ervaar, want ons verlosser, ons Messias, is juis gebore in 'n klein plekkie in Bethlehem. En die geboorte is vir my so asemrowend. Die geboorte is vir my so besonder, want wanneer 'n mens kyk na die geboorte van Christus, dan sien ons hoe die mensdom en ons sien hoe die engele kom en eer aan God gee vir sy kind wat gebore word. Maria word swanger, die engel van die Here kom vanaf die hemele na haar toe en sê vir haar dat sy 'n kind gaan baar en dat sy hom moet Jesus noem, want dis hy wat sy volk van hulle sondes sou vergewe. Die herders in die oop veld sit daar besig met hulle skape, en dan kom die engel en verskyn aan hulle, en die Bybel sê die glorie van God, die heerlikheid van God, het die hele area omsingel. Dit was asof God self daar saam met hulle was. Lukas 2:13 sê, dat daar was later nie net een engel nie, maar dat daar menigte was, wat God geloof het, en wat God geprys het. In ander woorde, die prysinge, die vreugde, die vrede van die geboorte, was ook deur die engele erken, en het was deur hulle ook natuurlik aan God toegeken. Wyse man uit die ooste, Matteus 2:11 kom, en hulle bring geskenke vir hom, goud, wierook, mirre. Hulle kom en hulle erken hom as die saligmaker, die een wat gekom het om ons van ons sondes te vergewe. Hulle kom en hulle aanbid hom, die kindjie, wat later die seun van God was. Hulle prys hom, daar's vreugde, omdat hy gebore was. Lukas 2:10 sê die engel vir die skaapwagters, moenie bang wees nie, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap vir almal. 'n Goeie tyding van groot blydskap vir almal. Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. En dit is hierdie vreugde wat ons omvou. Dit is hierdie vreugde wat ons ervaar wanneer ons dan juis hierdie tyd ingaan waar ons Christus se geboorte herdenk. Dit is 'n tyd van feesvier. Dit is 'n tyd van vreugde. Dit is 'n tyd waar ons harte oorloop van dankbaarheid. Ons gee vir mekaar geskenke. Ons dink aan die verlosser wat gebore was, en dit maak ons so bly. Dis 'n besondere tyd, 'n besondere atmosfeer wanneer ons sit en ons sing Kersliedere en ons gee ere aan die Christuskind wat gebore was. 'n Feestelike tyd, 'n tyd van groot blydskap vir ons almal. Ek kan onthou, Odie, as kind was dit vir ons 'n besondere tyd gewees. Ek dink ons kinders ervaar dieselfde vreugde wat ons ervaar het nie. Want dit was nie baie geld gewees nie, pastoor. En wanneer Kersfees aangekom het, ek sal nooit vergeet nie, so 6 maande voor die tyd, broer Miller, dan het my ma die leibaai gaan maak. Ek weet nie waarvan ek praat nie. Dan het sy gegaan en sy die leibaai gaan maak vir die Kersklere. En by ons was daar nie die casual goede nie. Nee. Jy gaan 'n suit kry, Rokus, of jy dit wil hê of nie. Jy gaan 'n suit kry.
En dan was dit daarom so casual dingetjie gewees. Vir die see was daar ook 'n outfit gewees, nuwe jaar. Jy moet so 'n shortie kry, hulle sê jogger, oudie. Jy moet so 'n joggertjie kry en dan kry jy so 'n sweatertjie en jou plakkies. Dis nou jou outfit vir die see op nuwe jaar. Ons het hierdie jare klere en goed gekry nie man. En vir jou was dit besonder hierdie tyd gewees. En weet jy wanneer Kersfeesdag aanbreek, jy kan nie wag om my soet van jou aan te trek nie. En wanneer jy die skoene aansit, soms spa, dan sit hy stokstyf en dan loop jy spoggerig. Daar so die way die skoene jou knyp, want die voet het mos nou al gegroei, maar die skoene het dieselfde gebly. Maar dit was 'n vreugdevolle tyd gewees vir ons, die tyd van Kersfees. Daar was 'n ding wat hulle genoem het 'n lucky dip. Ek weet nie wie onthou dit nog nie. Is so 'n boks gewees dis met so klein toy, is 'n klein toy gewees wat daarin was met 'n paar lekkertjies. Maar wie daai toy omdat jy nooit 'n toy kry nie, het jy so groot ding van hom gehad en jy het hom so bewaar want hierdie is dit wat jou aan Kersfees herdenk. En vir jou was dit iets groots gewees hierdie Kersfeestyd, die geboorte van ons Heer en Meester. Dis 'n tyd van feesvier man. Dis 'n tyd waar ons dink aan die Messias seun. Die tafels is gelaai. Die arme tafel, weet jy wat tref hom nie? Al die diere is op die tafel. Almal is op die tafel. Hy kry swaar daai tafel, want dit is Kersfees en al hierdie dinge moet daar op die tafel wees. En dit is hoe ons Kersfees ken. Dit is hoe ons Kersfees vier, want dit is dan die geboorte van ons verlosser en Messias, Jesus Christus. Maar nou kom Matteus, en dit is asof hy 'n demper wil plaas op hierdie feesvieringe. Matteus kom, en ek dink hy is 'n spoil sport. Hy kom en hy herinner ons dat Kersfees is nie 'n tyd waarin almal bly is nie. Hy kom en hy bring ons na die werklikheid toe terug. Hy wil vir ons sê, luister, daar is mense wat vier, maar moenie vergeet van hulle wat ween. Moenie vergeet van hulle wat hartseer is. Moenie vergeet van hulle wat in trane is, juis gedurende hierdie Kersseisoen nie. En wat vir my vreemd is dat dit juis in hierdie tyd die geboorte van Christus was, wat daar 'n groep mense was wat hartseer was. Daar 'n groep mense was wat gehuil het, geween het gedurende hierdie tyd van vreugde en van blydskap. Matteus kom en hy herinner ons aan die realiteit dat daar mense is met wie dit nie so goed gaan nie. Wie nie hierdie blydskap ervaar nie. Wanneer ons kyk na ons voorgeleesde gedeelte, sien ek het gelees uit Jeremia 31 wat die profeet profeteer oor wat gaan gebeur. En in Matteus sien ons die verwerkliking van hierdie profesie. Aan die woorde wat die profeet baie jare terug gesê het, word nou 'n werklikheid in die tyd van die skrywer van Matteus. En Matteus kom en hy sê vir ons dat daar is 'n geween in Rama. Daar is 'n stem uit Rama uit. Rachel ween want haar kinders is nie meer daar nie en sy kan nie getroos word nie want hulle is nie meer daar nie. Ek vra vir my pastoor, wat sê hy vir ons eintlik? Hy sien dit verwys na Herodes en die seuns wat hy doodgemaak het
onder 2 jaar. Wyse manne kom by Herodes uit. Hulle vertel hom van hierdie verlosser wat gebore is. Herodes sê vir hulle, as julle hom kry, kom weer terug en kom sê vir my waar julle hom gekry het, want ek wil ook aan hom hulde bring. Maar dit was nie sy plan gewees nie. Hy wou die kind doodmaak. En toe die wyse manne nie weer teruggaan nie, toe hulle nie weer na Herodes toe teruggaan nie, word hy geweldig kwaad en hy reik 'n bevel uit. En die bevel sê dat al die kinders, seunskinders onder 2 jaar moet doodgemaak word. Hy wou seker maak dat hy die Messias sou doodmaak. En hy weet toe hierdie eed uitgaan, toe hierdie eed plaasvind, toe is daar in Bethlehem 'n geween. Want daar het 'n klomp kinders gesterwe. Hulle was doodgemaak. En hierdie blye tyd van die Messias, waar almal vol vreugde was daar in Bethlehem 'n geween gewees. Daar was hartseer gewees, want die kinders, die seuns, was daar nie meer nie. En dan kom Jeremia, en hy die vers verduidelik vir my, en ek het probeer sin maak van die gedeelte. Hy sê dit is Rachel wat gehoor word in Rama. Sy ween en sy huil en sy wil nie getroos word nie, want die kinders is daar nie meer nie. En hy verwys spesifiek na die dood van die jong seuns in Bethlehem wat deur Herodes doodgemaak was. Rachel, ek het gewonder waarom Rachel, waarom nie Maria of een van die ander persone nie. Maar Rachel is vir ons die toonbeeld van al die vroue van Israel wat ween oor hulle kinders. Ek sien Rachel was die vrou van Jakob. En Rachel het ook maar stories gehad in haar huweliken. Want Lea was die eerste vrou gewees wat kinders kon baar. Haar eie suster, maar sy kon nie kinders in die lewe bring nie. En daar was klomp twis en goed in die huwelik vir Rachel gewees. Meer nog, toe sy vir Benjamin bore, toe sterwe sy. By die geboorte van Benjamin sterwe Rachel. En sy noem hom Ben-Oni, wat beteken son of sorrow. Ander woorde, dit lyk so vir my, dat Rachel dan juis gebruik word, omdat sy 'n vrou vol hartseer was. Sy was die vrou wat die vroue van Israel, wie sy kinders dood was, versinne beeld het. En nou Rachel is dood, sy is in die graf. Maar Jeremia kom en hy gebruik vir Rachel, en hy sê dat Rachel is besig om te sê, sy is nie stil nie, haar stem kan gehoor word, omdat haar kinders dood is. Rama is die plek waar Rachel se graf is. Rama is die plek waar Rachel se graf is. Dis geleë tussen Benja en Zelzal. En wat vir my so treffend is van hierdie plek, is dit die plek waar die gevangenes geneem was, voor hulle na die tronk toe gestuur was. Dit was die plek waar die persone wat verban was, gebring was, voor hulle uit die land uit kon kom. En wat vir my so treffend was, is dat Rama dan juist voorstel 'n plek van skeiding. 'n Plek waar families van mekaar geskei word, wanneer hulle kinders in ballingskap is, wanneer hulle as prisoniers weggevoer word. En wanneer hulle sê dat Rachel ween in Rama, dan is dit vir my so asof hulle Jeremia vir ons sê, dat Rachel is hartseer, Rachel ween, en sy is gebore in 'n plek waar daar skeiding was,
van families. En sy ween omdat daar skeiding is tussen ouers en hulle kinders wat doodgemaak was. Hulle kan nie meer verenig word nie. Hulle is vir ewig geskei. Hulle is weg. Hulle kan nie meer teruggebring word nie. En Rachel ween, sy laat nie toe dat niemand haar troos nie. En nou kom jy na my toe en jy sê vir my, pastoor, wat wil jy nou eintlik vir my sê vanoggend? Wat is die boodskap wat jy vir my vanoggend wil gee? Ek wil soos Matteus wees en vir jy sê dat ons moet nooit vergeet word nie. En Matteus herinner ons daaraan dat ons nooit diegene moet vergeet met wie dit nie goed gaan gedurende hierdie feesseisoen nie. Ons moet nooit vergeet nie, wanneer ons langs die tafel sit, wanneer ons die Kersseisoen ingaan en dit met ons goed gaan, moenie vergeet dat daar iemand ergens is wie nie 'n snytjie brood het om te eet nie. Ons moet nooit vergeet van hulle nie. Ons moet nooit vergeet van hulle wat in hartseer gedompel is nie. Ons moet nooit vergeet nie. Ons moet ook aan hulle dink in hierdie Kersseisoen. Ek sit daar, dink ons 'n tydperk nou deurgegaan waar ons gedink het aan dit wat aan die vroue gedoen word, hoe dat mans hulle doodmaak, hoe dit met hulle moeilik gaan. En ek dink aan ons eie kinders. Ek dink aan Jocelyn Smith, pragtige mooi dogtertjie, 'n pragtige mooi kind. Haar ma is gevang, sy is gevonnis, maar ons weet nou nog nie waar met Jocelyn is nie. Daar's bespiegelinge dat 'n sangoma haar oë of wat ook al geneem het en dat sy verkoop is, maar ons weet nie waar ons meisiekind is nie. Jaden Lee Meek is 11 jaar oud, jong seun. Daar word beweer dat sy ma hom doodgemaak het. Sy ma is verantwoordelik vir die liggaampie wat gekry word binne die kompleks in Vlierhof in Johannesburg. Vroeger die jaar word Kutlano Shalaba verkoop aan 'n sangoma vir R75.000. En ek weet ook nie, is sy nog daar nie. En dit het my besef hoe belangrik dit is om na ons kinders te kyk. Dit laat my besef dat dit belangrik is oor die manier hoe ons na ons kinders kyk. Hoe ons kinders oppas, hoe ons hulle koester en hoe ons hulle moet grootmaak. Want jy sien, daar is geween in Suid-Afrika, hier in ons land, as gevolg van kinders wat dood is. Op 'n wrede manier is hulle doodgemaak. Ek kyk na ons eie kinders. Ek kyk na my Doris se klein kinders. Ek kyk na Pieter se seun. Ek kyk na ons klein kinders, man, Kemsley, Nika, hulle, die kleintjies. En wanneer jy na hulle kyk, dan gaan jou hart uit na hulle, want jy besef in watter wêreld hulle groot raak. Hy besef in watter wêreld hy kinders groot gaan raak, coach. En dat ons werklik waar ons kinders moet opvoed en ons kinders moet kyk soos wat God wil hê ons moet na hulle kyk. Ek sien wanneer ons kom hier op 'n nagmaal en ons wy kinders toe aan die Here, is dit nie net 'n seremonie nie. Dis 'n eed wat jy met God maak, dat jy daai kind gaan groot maak in sy weë in. En daai is 'n belofte wat jy moet byhou as jy wil hê dat daai kind by die Here moet bly. Maar ons ween
vir ons kinders wat daar nie meer is nie. Ek dink aan, ek is 'n onderwyser en ek dink aan my eie kinders. Ek noem hulle my kinders want hulle kruip diep in 'n mens se hart in. Ek noem hulle my kinders omdat hulle soms kom en hulle deel goed met jou wat hulle met niemand anders sal deel nie. En wanneer ek praat van my kinders, dan praat ek van stikkende kinders. Ek praat van stikkende kinders. Kinders wat vanoggend, ek en Kenny, pastoor en Vogel gesels, nou terwyl die eksamen aangaan, anders. Kinders wat matriek eksamen kom skryf, sonder dat hulle die oggend 'n stukkie brood gehad het. En dan gaan hulle nog vanmiddag weer skryf, vanaf 2 uur tot 5 uur, en hulle het net so bietjie kos gehad. Ons moet werklik, waar ek in die kerk sal moet kom, en by die punt kom, waar ons werklik vir die gemeenskap omgee, en na ons kinders kom kyk. Ek hou van Kersfees, ek hou van die Kersseisoen, maar soms hou ek nie van die Kersseisoen nie. Weet jy waarom? Dit is eksamen gewees nou. Ons kinders het eksamen geskryf. Sommige gaan nie so gelukkig wees nie, en gaan dit nie maak nie. Ander gaan dit maak. Maar dis die wat dit nie maak nie, wat my bekommerd maak. Want jy sien daar sommige wat vir my gesê het, hulle gaan selfmoord pleeg as hulle dit nie maak nie. Daar's so baie verwagtinge, en ek is soms wil ons as ouers, ons lewe uitleef deur die kinders. Ek kon dit nooit bereik nie, maar my arme kind moet bereik, wat ek nie kon bereik nie. En die druk op hulle is so swaar. SADC, South African Depression and Anxiety Group, sê vir my dat 20% van ons hoërskoolleerders in Suid-Afrika het al probeer om hulle eie lewens te neem. 20%, 2/10 kinders het al probeer om hulle eie lewe te neem, juis as gevolg van die druk van die eksamen. Ek dink ek en pastoor en Vogel was al op een van die radiostasies, en ons het juis gepraat met ouers oor die feit dat kinders hulle lewe neem, omdat die druk van die ouer te groot is, en die verwagtinge te groot was, en hulle dit nie kon maak nie. Ons moet met ons kinders gesels. Ons moet vir ons kinders sê dat dit is goed om te faal. Dis nie die einde van die wêreld nie. Daar gaan weer 'n geleentheid kom. Miskien gaan dit jy gaan beter doen nou as wat jy sou gedoen het. Maar dit is nie die moeite werd om jou lewe te neem nie. Want so baie van hulle neem hulle lewe in die tyd. En dan is daar 'n geween in sommige huise, hierdie tyd van feesseisoen, omdat hulle nie meer daar is nie. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor ons medemens. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid teenoor ons medemens om hulle juis in die seisoen te kan help. As mense wat honger is, man, as mense wat niks het nie, Christus het omgegee vir almal. Dat my dink aan die tyd toe daar menigte om hom was, en hulle het niks gehad om te eet nie. En hy het die broodjies en die visse neem, en hy hulle gevoed het. Hy het gevoel vir hulle. En ons as sy kinders het die verantwoordelikheid om soos Christus te wees. We need to be like Christ, Christ-like. And we need to do what he did. Hy verwag van ons as sy kinders om dit te doen, sodat ander ook kan deel in hierdie vreugdevolle tyd wat ons ingaan. Daar is die ouer huise, Suster Helen, hulle sê soms, ek dink die hele tyd al gehoor by verpleegsters en die mense, Bernley het ook vir my al by geleentheid gesê, daai ma wat te oud is, sy sê lekker las nou, en sy word daar gesit en niemand gee om meer vir haar nie. Sy wat haar hele lewe vir die kinders opgeoffer is,
hulle is vergete. En in die tyd moet ons tyd maak om by iemand uit te kom en net met hulle te praat en vir hulle te sê dat die Christuskind gebore is in Bethlehem en dat dit 'n tyd van vreugde en van liefde is. Mense kondem my seker, ek weet ons almal nie is vir die hospitaal nie, en nou kom die pastoor nog op 'n Kersmisdag en hy sê die kerk moet hospitaal toe gaan, hy moet daar by die hospitaal gaan wees. Maar weet jy wat 'n vreugde gee dit vir my, wanneer ons daar is, jy sien die persoon, ek sien mamas wat ween, wanneer jy kom en hulle die boodskap van Kersfees gee. Ek sien as mamas wat saam met ons sing, wanneer ons die Kersliedere sing, en dit bring vir hulle daai bietjie vreugde van Kersfees. Hulle begin ook ervaar, alhoewel hulle daar is in hulle siekte, en wat ook al, bring ons vir hulle hierdie vreugde van die Kersboodskap. Ek het die gewoonte, of ons het die gewoonte as kerk, dat ons pakkies gaan uitdeel vir ons kinders wat hulpbehoevend is. Vir my beteken dit niks om 'n pakkie te kry nie. As eers baie in die Pieter. Maar weet jy, wanneer jy daai pakkie vir daai ouetjie gee en jy sien die uitdrukking op sy gesig, dan is dit vir jou soveel meer as daai sente wat jy uitgebring. Jy bring vreugde in 'n klein kind se lewe in. Jy bring vreugde vir hom en hy sal dit onthou. Ek sal nooit vergeet jy ons het in Hellenvale mos groot geword, Katanga soos hulle sê, die rowwe plek. En toe ons nog toe ek 'n kind was, die 24ste was die dag wanneer 'n kerk gekom het en vir ons koek gebring het en 'n koeldrank. En weet jy het so uitgesien na die 24ste toe, want jy gaan iets ontvang, jy gaan die boodskap van Kersfees gaan jy kry. En net so wil ek vanoggend 'n uitroep doen aan Trinity Worship Center. Matteus herinner ons aan hulle wie nie die vreugde smaak nie. Maar laat ons as Trinity Worship Center gaan en hulle ook 'n klein gedeelte gee, hulle ook herinner en 'n bietjie vreugde in hulle lewe bring, dan juis in hierdie Kerstyd. En nou gaan we sê, pastoor, daar's so baie mense, hoe kom ek by elkeen van hulle uit? Kom ek sê vir u, u hoef nie almal in Port Elizabeth te gaan en iets te doen nie. Ek wil jy moet een familie moontlik identifiseer met wie jy weet dit gaan moeilik en bring vir hulle daai vreugde. Net 'n bordjie kos man. Bring dit vir hulle dat hulle ook kan ervaar wat Kersfees werklik beteken. Maar daar is, ek sal nooit vergeet nie, ek het altyd karretjies gehad daar in my kas en 'n seun bly maar 'n seun, pastoor, alles is groot, hy bly maar 'n seun. En een van my Doris se kleinkinders het gekom en ek het vir hom die karretjie gegee. En dit was vir hom die geskenk. Ek kon hy gesig sien ophelder oor hierdie karretjie wat hy gekry het. En hy het hom bewaar man. En hy het my laat dink aan myself. Maar Doris, ek het myself in hom gesien toe hy daai karretjie kry en die vreugde wat op sy gesig was. Ek sal nooit vergeet nie, coach, ek was baie lief vir chow. Ek hou daarvan om lekker te eet. En nou, en wanneer 'n man skool toe gaan, dan kry jy mos jou lunch, is dit aan die. En hy lunch met jou mos nou hou tot die hele dag. En ek was op laerskool gewees en daar was, Elwin was die ouetjie se naam. Hy het so 'n karretjie gehad, so kleintjie. Het hy gehad daar so, wat hy mee gespeel het, Benita. En net voor pouse gaan ek na Elwin toe en ek sê vir Elwin, man, ek gee jou my hele lunch, gee net die karretjie vir my. En
Elwin het die brood gevat. Ek het hom seker nog so 'n paar dae betaal aan hierdie karretjie. Maar dit was vir my 'n wonderlike ding gewees om hierdie karretjie te kan hê. Wanneer mense nou na my kyk, dink ek, hulle sal nie glo dat ek op die pavement gespeel het met 'n baksteen. En dan het ons gery op die pavement en met die baksteen, ons het karretjie gespeel. Maar die Here was genadig. En in die tyd, wanneer ons alles het wat ons het, moet ons dink aan hulle wat niks het nie. Ons moet die realiteit aanvaar. En mag God ons help om juis in die tyd iemand anders vreugde op hulle harte, op hulle gesig te laat wees. Kom ons sluit ons oë. Here, U kom vanoggend na ons toe. En U praat met die kinders. Here, U kom en U herinner ons dat ons soos U moet wees, dat ons die kinders is. Mattheus, en U kom en herinner ons dat daar mense is wat deur moeilike tye gaan, maar dat ons in hierdie Kersseisoen ook vreugde aan hulle moet bring. Hoe gering het ook al is, hoe klein het ook al is, dat ons ook in hulle wonings, in hulle lewe moet saai en hulle werklik waar die vreugde van 'n seisoen laat ervaar. Help ons, Here, om nooit oogklappe aan te hê en nie die realiteite te kan sien nie. Help ons, Here, om nie op ons eie behoeftes alleen te fokus nie, maar ook te dink aan die ander wat niks het nie, of wat minder as ons het. Help ons, Here, om in die seisoen U te doen wat U sou gedoen het, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.